'n hartlike goeiemôre. Dit is Sondagoggend en wat 'n voorreg vir my om saam met u weer rondom die woord van die Here te sit. En ek is opgewonde, want God is groot en God is goed en daar's soveel mense wat saam inskakel vanoggend en ek wil net vir u sê dat ek het vanoggend 'n verwagting dat die Here vir my en vir u iets groots gaan doen en mag die Here u seën, mag die Here met u wees en mag die Here u lei vanmôre. Ek weet vanoggend die Here is goed en ek weet vanmôre die Here is groot en ek wil net vanaf hierso afsit. Dit gaan my aandag aftrek vanoggend en ons loof en prys die Here want hy is goed en hy's groot. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Ons wag net vir 'n paar mense om nog in te skakel vanmôre. As u nou vanmôre saam met my ingeskakel is, u ken dit, u weet dit, u moet vanoggend saam met my preek, u moet halleluja sê, u moet amen sê en u moet ook vanoggend opgewonde raak saam met my oor die woord van die Here. Nou ek het vanoggend 'n opskrif daar gesit. U sal sien dit sê draai om. Draai om en ek wil vanoggend net dit gee wat die Here op my hart gelê het. Nou as u vanmôre die woord by u het en u sal my gaan blaai na die boek van Markus. Markus die 4de hoofstuk, baie bekende gedeelte uit die woord van die Here uit Markus die 4de hoofstuk gaan ons vanoggend saam uitlees en ons gaan sommer net die naam van die Here groot maak. Halleluja. Prys sy naam. Daar's soveel mense wat vanoggend ook livestreaming doen en ek weet dit is baie moeilik vir u om te kies die kant toe of daai kant toe, maar weet dit vanoggend dat die Here het met my en met u 'n afspraak vanmôre en ek vertrou die Here om net in ons harte in te kom woon. Baie welkom en elkeen wat ingeskakel het nou net, mag die Here u seën. As u 'n Bybelboek by het, Markus 4 vers 35 gaan ons saam lees. Hy sê daar, en toe dit aand geword het op daardie dag, het hy, dis Jesus, vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom net soos hy was, saamgeneem in die skei, en daar was ook ander skeitjies by hom. En 'n groot storm het opgekom en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy, dis Jesus, was agter op die skei aan die slaap op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Die 39ste vers, hy sê, en hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy, hoofletter? Wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Wie is hy, hoofletter, dat selfs die see en die wind hom gehoorsaam is? En ek wil vanoggend net vir 'n oomblik stil staan by daardie 40ste vers, toe hy sê, toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Ek wil vanmôre vir u sê, draai om. Draai om. Nou, u ken die verhaal van die disippels wat saam met die Here beweeg het al die tyd. Hulle was vissermanne gewees en die Here kom en hy roep hierdie disippels om hom te volg. En hulle het afgelos en hulle die Here Jesus gevolg oral waar hy beweeg het, waar hy gepreek het, die wonderwerke wat hy gedoen het en al hierdie klas van dinge was hulle saam met hom gewees, maar hulle het iewester kort gekom aan geloof. Ons sien waar Jesus vir hulle sê, kom ons vaar oor na die ander kant toe. Nou ek wil vanmôre vir u sê, dat as die Here vanmôre vir u sê, kom ons gaan na die ander kant toe, kan u maar seker wees, wanneer God met u is, wanneer Jesus by is, sal u sekerlik aan die ander kant uitkom. As die Here vir u belofte het, kan u maar weet, dat hierdie belofte sal werklik waar tot stand kom, want as God het gesê,
dan sal dit so wees, want hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, hy is nie 'n mens dat hy kan terugdraai op sy belofte nie. En hierdie disippels het saam met Jesus in die skei geklim, en Jesus het op die kussing agter op die skei gaan lê en het gaan rus. Want jy sien waar Jesus is vrede, is liefde, is kalmte, maar iets gebeur. Daar kom 'n toets in hierdie disippels se lewe. Daar was nog ander skytjies ook saam met hulle gewees, sê die woord van die Here, en hulle het geroei na die oorkant toe, en halfpad soontoe. Toe kom daar 'n sterk stormwind, of 'n sterk wind, en begin die golwe al hoor maak, en iets sê vir my, dat die water het binne in die skei ingegaan, so dat dit wou vol word, dit sê vir my dat hulle voete en hulle enkels, of dalk die helfte tot by die knie, of tot by die bobene, was dan amper al vol water, soos die water ingekom het, en hulle stoei met hierdie wind, en hulle stoei met hierdie golwe, en hulle doen alles in hulle vermoë menslik, om hierdie skei bo op die water te hou. Jy sien, liewe luisteraar, vanmôre is die toets dalk daar vir my, en vir jou ook. Ons gaan dalk deur trials and tribulations, ons gaan dalk deur stormwinde en woestyntydperke en deur al hierdie dinge. En ons wonder, Here, ons doen alles in ons vermoë menslik, ons lewe 'n goeie lewe, ons probeer bid soos ons moet bid, en ons lees die Bybel soos wat ons die Bybel moet lees, maar iewester het ons 'n tekort. Here, dit lyk of daar net nie wil lig deurbreek nie. En Jesus lê en slaap. Ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi verstaan dat die God wat ek en u vanmôre dien, is 'n God wat nie onverwags betrap word nie. Is nie 'n God wat vanmôre dalk slaap nie. Nee, hy sê in sy woord, hy slaap of hy slymer nooit nie. Jesus op daardie stadium was 'n mens soos ek en u gewees, maar sonder sonde, het ook vleeslik moeg geword nadat hy gepreek het, dalk vir die skare of die plek waarvan hulle vandaan kom, dalk ver geloop deur die dag, ek weet nie, maar hy het ook moeg geword en hy gaan lê en rus, met die wete dat hy vir sy disippels gesê, kom ons vaar oor na die ander kant, en hy het geweet, hulle sal oorvaar na die ander kant toe. Het sy die storms daar is, het sy die winde daar is, Jesus het klaar die antwoord vir jou gegee. Ek het dit so rukkie terug gesê, Jesaja 65 vers 24, dan sê die Here in sy woord, nog voordat hulle roep, antwoord die Here terwyl hulle spreek, verhoor hy daardie gebed. Ek wil vanmôre vir jou sê, nog voordat jy vanoggend kon dink, jy gaan na hierdie boodskap kyk, nog voordat jy gedink het, jy gaan die Here iets vra vandag, môre of oormôre, weet die Here klaar wat jy gaan vra, en terwyl jy bid, sal die Here jou gebed verhoor, en is ja en amen, halleluja. Maar dinge gebeur nie soos wat ons die Here vra nie, want ons het 'n tekort aan geloof. Ek is besig om 'n boek te lees van 'n baie bekende skrywer, Smith Wigglesworth, as ek dit reg uitspreek. En hierdie persoon het geloof in God gehad, dat wanneer hy in 'n plek instap, het die gees van God begin werk. Wanneer hy vir siekes bid, het hulle gesond geword. Wanneer hy die hande opgelê het sommer bene wat lam was, het reg geword, en enige siekte het tot genesing gekom, want hulle vra vir hom, hoe kry jy dit reg, dat as jy in 'n plek instap, gebeur dat dinge? Hy sê, want ek het geloof in God. As die Here sê, ek sal die hande op die sieke lê en hulle sal gesond word, dan sal dit so wees. Daar's nie 'n ander manier nie, daar's nie 'n ander woord nie, want hy sê, want hierdie woord is ja en amen, en as ek en u vanmôre hierdie woord kan vat, en dit ons ja en amen maak, God said it, I believe it, and that settles it. Maar ons sukkel, want die 40ste vers sê, en toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? U sien, liewe luisteraar, u wat vanmôre luister, u vanmôre dalk as dit jou hasie in jou lewe,
Jy sit met dinge wat jy voel, Here, as U nie ingryp nie, gaan ek sekerlik vergaan. Here, hierdie lewensboot van my is binne in 'n storm en die winde waai en dit ruk om links en regs en die golwe kom in die skei en dit voel of ek gaan versuip. Here, waar is U? Here, ek ken U, ek is U kind. Here, maar waar is U? Maar ons het nie geloof nie. Terwyl hierdie disippels, terwyl hulle in 'n skei is, saam met Jesus. Iets sê vir my, dat hulle het gewandel saam met Jesus. Jesus was by hulle gewees, maar het nog steeds ongeloof gehad. Mense, ons dien 'n God, wat hierdie hemel en die aarde, soos wat ons het ken, geskaap het. Die woord van God sê, hy hou hierdie aardbol en die palm van sy hand ook daarin. Skryf vir jou naam, uitgegraveer in sy palm. Mense, dieselfde hand waarmee hy die aarde mee vashou, die son aan 'n niks hang, en 'n maan aan 'n niks hang, die sterrestelsel aan 'n niks hang, en hierdie aarde aan 'n niks hang. Hy sê, laat dit wees. En toe hy die skepping gemaak het, toe sê hy, laat daar lig wees, en hy het 'n woord gespreek, hierdie geskrewe woord van God, het hy gespreek, en hy gesê, laat dit so wees, en dit was so. Wil ek vanoggend vir jou sê, dat as God 'n belofte oor jou lewe uitgespreek het, dan sal dit so wees, want dis die woord van God vanmôre, wat oor jou is. Hy sê ook in sy woord, dat hy sal jou nooit begewe, of hy sal jou nooit verlaat nie. Hy is altyd deur met jou. Daar's 'n ou gebed, wat ek al jare terug onthou het, waar die mense bid van een ry spore. Ek ken daardie gebed, waar hierdie man op 'n stadium vir God, vir my Here, dat ek sien, daar is net een ry spore, waar was U gewees? Dan sê Jesus vir hom, dit is waar ek jou gedra het, die tye wat jy gedink het, ek het jou verlaat, is waar ek jou opgelig het, en jou gedra het, en die spore wat jy sien, is die spore wat ek gestap het, waar jy swak was, waar jy nie self kon loop nie, waar ek jou gedra het. Ek wil vanoggend vir jou sê, man, jy dink jy's alleen, jy dink jy's alleen in jou storm, maar ek wil vanmôre vir jou sê, kyk 'n bietjie terug op jou lewenspad, daar is een ry spore, en dit is die spore van geregtigheid, dis die spore van God, wat jou dra vanmôre, halleluja. En kan jy net 'n bietjie geloof in God kry vanoggend? En hierdie disippels maak vir Jesus wakker. Ek wil volgens vir jou sê, dalk is dit nodig vir jou en vir my, om terug te gaan na die woord van God toe, en net weer die Here herinner aan sy beloftes, wat hy vir ons sê, hy is altyd deur met ons, hy beskerm ons, hy bewaar ons, hy gee sy engele aangaande ons opdrag om ons te beskerm en te bewaar. Maak nie saak wat se kant die golwe kom nie, Jesus is met jou, halleluja. Hy sal jou beskerm, en hy sal jou bewaar. En hierdie disippels maak vir Jesus wakker. En hulle sê iets baie besonders. Hoe kan ek dit gou vras? Ek verstaan nie dit nie. Wanneer ons geloof in God het, en ons vertrou die Here vir 'n saak, dan sê ons, Here, maar waar is U? Hierdie disippels het die koning van die konings, die skepper van hemel en aarde, by hulle in die skei, hy wat by magte is, om hierdie see oop te kloof, sodat op droë grond kan stap, waar Moses was, hy wat by magte is, om die storm stil te maak, hy wat by magte is, om bo op die water te loop. Hierdie selfde Jesus maak hulle wakker, net nadat hulle gesien het, hoe hy mense aangeraak het, toe hy by die bergpredikasie was, en hy vir hulle gesê, kom ons vaar na die oorkant van die see, toe hy klaar gepreek het, en die woord van God gehoor het, en onmiddellik twyfel hulle in hulle eie lewensomstandighede. Die gees van God maak iets by my wakker nou, dat ons sit en luister na die woord van God, maar wanneer die geringste windjie na ons kant toe kom, of die geringste storm na ons kant toe kom, dan vra ons die Here, waar is U? En ons bel die pastoor, en ons bel die dominee, en ons bel almal rondom ons, sê, asseblief bid saam met ons het 'n krisis, waar ons net in geloof kan opstaan, en sê, wees stil, vir daardie storm, want die woord van God sê, hy sê, Jesus sê vir sy disippels, julle sal meer dinge doen, as wat ek
gedoen het, toe ek op aarde was. Nou kom die woord van die Here, en hy sê, as ons hierdie gebeurtenisse, of hierdie wonderwerke, wat God gedoen het, wat Jesus gedoen het, toe op aarde was, op papier moet vasstel, of moet neerskryf, sal die papier van hierdie wêreld te min wees, om te kan beskryf, wat Jesus elke dag, vir 3,5 jaar, vir mense gedoen het. Dit sê vir my, dat die disippels het gesien die wonderwerke wat God doen. Hulle het gesien toe hy die mense aanraak, hulle word gesond, en net daarna klim hulle in die skei, hulle vaar oor na die ander kant van die see toe, en halfpad op pad soontoe, kom daar 'n wind na hulle kant toe, en hy waai die skei, en die water kom in die skei, en hulle word bang. En net daar vergeet hulle, wat het Jesus 'n paar oomblikke teruggedoen. Hierdie God, wat hemel en aarde geskape het, sê vir my en vir jou, ons moet geloof in hom hê. Hy sê, hy het geloof in God, maar ook geloof in my. Ons geloof in God die Vader hê, God die Seun en God die Heilige Gees, die drie enige God. As ons kan glo, dat dit wat God vir ons gestoor het, en dit wat hy vir ons sê hy gaan doen, dit gaan doen, dan sal ons oorwinning op oorwinning op oorwinning hê. Maar wat is dit, pastoor Martin? Wat is hierdie geloof waarvan jy praat vanoggend? Want ek verstaan nie hierdie dinge nie. Laat ek gou vanaf vir u sê, u kan dit gaan deurlees, Hebreërs, u kan die 11de hoofstuk gelees, die 12de hoofstuk, die 10de hoofstuk, maar ek wil vanmôre net gou vinnig vas staan, baie bekend, Hebreërs 11:1. Hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die oudheid getuienisse ontvang. Met ander woorde, hulle het nog nie eens Jesus gesien, Jesus was nog nie eers op aarde gewees nie. Hulle het die woord gehoor, hulle het geglo in die woord, en hulle het die getuienis van dit gesien op dit wat hulle gehoop het, maar nie geweet het wat God wil doen nie. Luister baie mooi, die 3de vers, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld, ek het dit nou gesê, deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Mense, hierdie wêreld waarin ons bly, hierdie dinge wat rondom ons is, die natuur, die bome, die grond, die diere, jou medemens, jou familie, dit het ontstaan uit onsienlike dinge, want eers was daar niks gewees nie, maar God het 'n woord gespreek in Genesis 1 vers 1, het hy gesê, laat daar, kom ek lees gou vanaf vir u daar, so Genesis 1 vers 1, dit is so baie, baie bekend, prys die naam van die Here. Hy sê daar in die begin, net hier ook maar begin. Hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, duister was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die water. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Mense, daar was niks gewees nie. Ek glo dit van God se woord sê. Ek glo nie die Big Bang theories en al daai klomp dinge, en ons voorouers was ander diere gewees, en so ons nader aan. Nee, die woord van die Here sê, dat God het in die begin, het hy gespreek 'n woord, en die wêreld het ontstaan deur daardie woord wat hy gespreek het. En met ander woorde, ons glo dan, dat hierdie wêreld wat ons kan sien, is deur God gemaak, deur 'n woord wat hy gespreek. En as u dit kan glo vanmôre, dan sê dit vir my net een ding, dat u kan glo in die omstandighede waarin jy sit, dat Jesus 'n woord kan spreek, en u sal die verlossing of die uitkoms van die woord van God sien. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Ons moet geloof in God hê. Halleluja. Ek wil gou vanmôre vir u lees uit Jimmy Swaggart se studiebybel uit. Hy sê so baie mooi, hy sê in Engels, luister baie mooi. Hy sê, now faith is the substance. Die geloof is the substance, the title deed in hakkies skryf, the title deed of things hoped for, a declaration of the action of faith. Met ander woorde, ons hoop op dinge, ons verklaar dat ons geloof is in Christus, halleluja. Hy sê verder, the evidence of things not seen. Nou kom hy en hy verduidelik dit mooi, hy sê, faith is not based upon the senses which yield uncertainty,
but rather on the word of God. Ons geloof is gebaseer nie op ons onsekerheid nie, maar op die woord van God. Dis waarop ons geloof moet bou. Die tweede vers, hy sê, for by it, by the faith, and as we shall see it, is faith in the cross. The elders obtain a good report, the approval of the Lord. In ander woorde, die ouer garde, die mense voor ons geglo in die woord van God, op dit wat God vir hulle gesê het. Hy sê die derde vers, through faith, we understand that the world were framed by the word of God. Refers to creation along with everything that goes with creation. So that things which are seen were not made of things which do appear. Dit beteken dat God began with nothing, thereby speaking into existence the things needed to create the universe. Mense, ons God het gespreek in dinge in, wat nog nie ontstaan het nie, asof dit ontstaan, en dit het ontstaan, want die woord van God sê, dat die God wat ek en jy vanmôre dien, is 'n God wat net 'n woord spreek, en dinge ontstaan wat nie ontstaan sou wees of ontstaan het nie. Daarom glo ons vanmôre in die woord van God. Daarom in Hebreërs 11:1 sê dit so mooi vir ons, dat geloof is 'n vaste verdringe op die hoop wat ons het, op die dinge wat ons nie kan sien nie, maar die getuienis daarvan sal kry, wanneer God dit vir jou gee. Mense, dit is wat ons moet doen. Hierdie disippels, as in hierdie skei, en hulle vrees en hulle is bang, en net so is ek en jy ook dalk vanmôre in 'n skei, 'n lewensboot, en die storm skud, en ons weet nie wat sê, en ons raak angsbevange oor dit wat die lewe na ons kant toe bring, maar ek het die woord van die Here vanmôre vir elkeen wat luister. Luister baie mooi, hy sê dat hy sal jou storm stil maak as jy geloof in God het. Mense, ons kan vanmôre geloof in God hê, what? Because he said it, I believe it, and that settles it. Die woord van God kom praat vanmôre met ons, en hy sê dat jy moet geloof in God hê. En hierdie disippels is verbaas oor wat die Here doen. Hy staan op. Luister baie mooi. Hy staan op. Nou ek weet nie van nie, ek was so 'n paar maande gelede, was ek daar op die see gewees, op 'n geleentheid wat vir my gegee is, en ons het lekker gaan visvang in die diep see, en dit was verskriklik lekker geweest, want terwyl ek daar op die see was, sien ek die golwe so op en af, dan sien jy die land, dan sien jy die land nie, dan sien jy die land, dan sien jy die land nie, en dan kyk jy so die verte, en dan sien jy as ander skepe of skuite ook, wat besig is om vis te vang, en soos wat die golwe op en af gaan, raak dit al hoe groter as daar 'n wind verbykom, en dan sien jy die skuite, en dan sien jy dit nie, en so gaan jy op en af, daai golwe word al hoe groter, en die wolke begin saamkom, en op 'n stadium, toe sê die skipper vir ons moet begin uitgaan, want die wind draai, en die wolke kom, en die golwe gaan onstuimig raak, en ons sal dit nie maak, om uit die see uit te kom, as die golwe hoog is nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, dalk voel jy ook vanmôre so, dat die golwe raak al hoe hoër, en jy is nog in die diep see, en dit voel of jy nie gaan maak om uit die storm uit te kom nie, maar wees nie bevrees nie, want hy wat hemel en aarde gemaak het, wil vanmôre vir my en vir jou sê, dat ek is nog steeds in beheer van die wind, ek is nog steeds in beheer van die golwe, ek is nog steeds in beheer van jou situasie, van jou lewe, ek is nog steeds hier, om jou storm vir jou stil te maak. Al wat jy en ek hoef te doen vanmôre, is om geloof in God te hê, en om te glo, dat sou hy net 'n woord spreek vanmôre uit hierdie woord uit, en sê, wees stil, dan sal jou storm stil wees vanmôre. Kan iemand net die naam van die Here groot maak? Halleluja. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Die 39de vers sê, en hy het opgestaan en die wind bestraf. Ek wil vanoggend vir jou sê, God bestraf jou winde wat na jou kant toe kom. En hy sê vir die see, swyg. Hy sê vanmôre vir daardie storm in jou lewe, daardie dinge wat jou omkrap en wat jou pla en waarmee jy sukkel. Vanmôre sê die woord van God vir jou en vir my, en vir jou storm, en vir dit wat jy mee sukkel vanmôre, sê God vanmôre, swyg. En as jy dit kan vat vanmôre, sal jy ervaar hoe God se gees nou in jou lewe
begin werk. En hy sê, swyg, en ek wil vir elkeen vanmôre wat luister, jy wat met 'n probleem sit, jy wat voel, Here, hier's 'n leegte hier binne in my, ek het nodig om meer van God te kry, ek het nodig om dit wat my pla, dit wat my weerhou van God af, wil ek vanoggend in die naam van Jesus vir daardie probleem of daardie binding in jou lewe sê, swyg in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Ek ervaar God se krag. Ek ervaar God wil vanmôre vir mense dinge doen in hierdie plek. Halleluja. Of daar waar jy in jou voorhuis sit, daar waar jy luister, maak nie saak nie. God wil vanmôre dit wat jou terughou verbreek in die naam van Jesus. En hy sê, swyg, wees stil. Prys die naam van die Here. Ek ervaar 'n kalmte oor jou storm. Ek sien hoe God daai golwe plat maak, gelyk maak, want ons moet geloof in God hê. Kom ek sê gou vinnig vir iets. Die Here openbaar dit nou vir my. Onthou net een ding, dat op daardie stadium toe Jesus vir die golwe en die storm sê swyg, het die disippels nog steeds nie geloof in God gehad nie. Hulle het nog steeds nie geglo dat Jesus sou opstaan en met die see praat, en met die winde praat, en met die golwe praat, en met die storm praat, en dit stil maak, dat daar kalmte oor dit kom nie. Hoekom sê ek dit? Want luister baie mooi, die 41ste vers verduidelik vir ons hierdie ding. Hy sê, en 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, luister baie mooi, nadat Jesus die storm stil maak, nadat alles kalm is, het hulle onder mekaar gepraat. Ek dink een skei het saam met die ander skei gepraat, en hulle het onder mekaar gesê, wat het nou gebeur? En hulle het onder mekaar gesê, wie is hy? Dis Jesus. Wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Ek wil vanmôre vir jou sê, liewe broer, liewe suster, u wat vanmôre luister, maak nie saak van waar af u luister nie, maak nie saak wat in u lewe op hierdie stadium in die gedrang is nie, dit maak nie saak of u glo of nie glo nie. Ek weet verseker vanmôre, dat die geloof wat God van praat, daardie geloof in Hebreërs 11:1, het vanmôre my geloof gegee, om saam met jou, vir jou storm en vir my storm, vir jou wind en vir my wind, te sê, wees kalm, in die naam van Jesus Christus. Want is dit nie so, dat Jesus vir ons die mag en die krag gegee het, om op slange en skorpioene te trap nie? Hy sê in sy woord, julle sal meer dinge doen as wat ek gedoen het, ek op aarde was. Ons is ook by magte, deur die krag wat God vir ons gee, deur die inspirasie van die Heilige Gees, om ook vir 'n storm te sê, wees stil, en hy sal stil wees, om ook die siekes, die hande op die siekes te lê, en hulle sal gesond word, en ook vanmôre in jou probleem te sê, wyk van my al weg, want ek geloof in God. En ek weet al het u nie vanoggend daardie definitiewe geloof nie. Ek het geloof dat God vanmôre in jou saak gaan werk. Ek het geloof dat God vanmôre in my saak gaan werk, en in ons saak gaan werk, want hy sê dit in sy woord vanoggend vir ons. En nog voordat hierdie disippels die geloof gehad het, om hierdie storm saam met Jesus stil te maak, maak Jesus die storm voor hulle stil. En hulle sê vir mekaar, wie is hierdie man? Dat selfs die see en die wind na hom luister. Ek wil vanmôre vir u sê, u gaan verbaas wees, hoe mense rondom u gaan sê, wat het gebeur? Wie is hierdie God, wat hierdie vrou, en hierdie man, en hierdie kind aanbid vanmôre, dat selfs die storms, wat in hulle lewe was, geluister het, en hulle lewe verander het. Ek wil vanoggend vir iemand sê, dat die Here sê vanmôre vir jou, dat jy gaan verbaas staan, hoe jou vriendekring na jou toe gaan kyk, en gaan wonder, wat het in jou lewe gebeur, hoe het God het reg gekry, om in jou lewe in 'n inspraak te maak, en te sê, genoeg is genoeg, genoeg het die duiwel met jou woer gespeel, genoeg het die duiwel jou bindings gehad op jou lewe, die Here maak dit vanmôre vry, in Jesus naam, hy breek daar die bande, hy sê, swyg jou vyand, en hy sal van jou af weggaan, en jy sal vry wees, in die naam van Jesus Christus. Ek maak klaar, ek wil vanmôre vir u sê, wees nie bevrees nie, jy moet geloof in God hê, glo dit, wat vanoggend hier die woord van God vir jou en vir my sê, dat Jesus
Maak daardie storm stil, daardie begeerte in jou hart, daardie verlossing wat jy vanmôre wil hê. Vroeg vanoggend, toe kry ek 'n boodskap van 'n persoon af, wat vir my vra, pastoor, ons wil graag na jou diens toe kom, of ons graag na die plek toe kom waar jy is. Ek sê vir hulle nie, ek is op sosiale media vanoggend, maar dit maak nie saak waar ons is vanoggend nie. God is by magte om daar waar jy is, in jou binnekamer, in jou voorhuis, net daar waar jy na hierdie boodskap luister, is God by magte om dit vir jou te doen, ver bo wat jy kan bid of vra. Amen. En ek sê vir hulle, nee, ek is op sosiale media vanmôre, hulle sê, het God se gees nodig, en ek wil vir daardie vroutjie sê, en vir haar 2 kinders sê, God het vanmôre vir julle iets gedoen, as julle na hierdie boodskap luister, het God alreeds julle antwoord, of julle vraag beantwoord, en ek gaan terug na Jesaja 65:24, gaan lees dit gerus, hy sê nog voordat hulle roep, antwoord die Here, nog voordat jy vanmôre gedink het, jy gaan God nodig het, hy klaar geantwoord, en terwyl jy spreek, terwyl jy in God is, en jy geloof in God, en jy met God praat, verhoor die Here jou gebed. Dis 'n belofte wat die Here vanmôre gee, maak jou storm stil, in die naam van Jesus Christus. Ek sien daar's 'n paar mense wat vanmôre saam met my preek, baie dankie, Susan van Johannesburg af, mense van Leidenburg af, mense van Potties af, reg rondom die Suid-Afrika, of dalk reg rondom die wêreld. Ek weet daar's mense wat van Nieu-Seeland ook kyk, en Australië en allerlei plekke kyk, en Amerika kyk. Ek wil vanoggend vir julle sê, God is met jou daar waar jy is, en die Here breek vanmôre bande, hy maak jou storm stil, en ons gaan die getuienisse hoor van wat God gedoen het. Ek wil net vinnig 'n getuienis bring, en ek weet hierdie jong dame gaan nie omgee as ek dit sê vanoggend nie. Sy was vasgevang in die leuen van die hel. Sy was vasgevang in die leuen, dat is haar skuld dat baie dinge in haar lewe gebeur het. Sy swak, is haar skuld dat dit gaan met haar soos wat dit gaan, en al hierdie leuns wat die vyand haar kant toe bring, so dat sy haar eie lewe wou neem. Maar toe ek met haar gesels, ervaar ek die oorwinning van God in haar lewe, en hoe sy 'n nuwe mens in Christus Jesus is, en hoe die Here haar opgelig het, haar lewe verander het, en ek sien die blydskap van die Here in haar lewe. Maak nie saak wat mense sê nie, maar ek wil vanmôre vir julle sê, daardie jong dogter is 'n nuwe mens in Christus Jesus, want toe die Here sê nee, jy sal sekerlik nie sterwe nie, ek breek daardie bande, ek breek daai stormwinde wat na jou kant toe kom, en hy maak haar lewe seevaar gelyk en kalm, en sy ervaar die vrede van God, en vandag het sy 'n glimlag op haar gesig, want sy is 'n nuwe skepping in Christus Jesus, en net so kan u ook vanoggend 'n nuwe skep, you can be a new creation in Jesus Christ, if you just believe on the word of God, en u moet hierdie woord gaan lees en bestudeer, en glo wat daarin staan, en die Here sal u lewe radikaal verander, en u sal ervaar hoe u die krag van God in u het, en hoe die Here in en deur u werk, want jy sien, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor u nie, maar dit gaan oor God, wat die storm stil maak vanmôre, en mag u ervaar, hoe God vanmôre die storm stil maak in jou lewe, en hoe jou situasie verander vanoggend, in die naam van Jesus Christus. Mag u geseënd wees. Net daar waar jy is, voel ek nou vanmôre, wil ek gou gebed vir u doen. En as u vanmôre voel, prediker, bid saam met my, wil ek vanoggend vir jou sê, net daar waar jy is, raak rustig voor die Here, sluit u oë, en ek gaan saam met u bid. Kom ons bid saam. Hemelvader, Here, dankie vanmôre vir hierdie woord. Ek ervaar in my gees, Here, dat daar's mense daar buite wat 'n behoefte het om hulle lewe radikaal te verander na Jesus Christus. Die mense wat in hierdie storm is en sê, Here, hoe moet ek maak? Wat moet ek maak om vanoggend 'n omkeer te maak? Here, dis baie maklik om te sê, Here, hier is my swakke hand. Ek sit dit in die sterke hand, Here. Here, hier is my storm voor u vanmôre. Ek weet, Here, dalk is my geloof te klein vanmôre, maar u woord kom vanmôre en sê, nee, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop. En vanmôre, Here, is my vertroue op die Here, want my hoop is op God vanmôre, dat u in elkeen se lewe sal 'n storm sal stil maak, Here, en ons sal die getuienisse hoor
van dit wat ons nie nou kan sien nie, maar dit sal gebeur, so waar as wat ek hierdie woord spreek vanmôre gebeur, ek ervaar Here, hoe jy reeds besige mense se lewens is, om daardie bande te breek en daardie storm stil te maak, en aan U, o God, kom al die lof, en al die eer en die aanbidding, en ek loof en ek prys U naam daarvoor. Here, ek bid vanmôre, dat ons geloof, Here, sterk sal wees in Christus Jesus, want ons hoop is op U vanmôre, en daarom is ons geloof ook op U vanoggend, Here, en ons gee al die lof en eer daarvoor, en ek bid dit in Jesus se mooi naam, amen. Mag die Here U vanmôre seën, mag die Here met U wees, vat hierdie woord, mag dit U eie, bære dit in U hart vanmôre, en weet dit, Jesus maak die storm stil, maar ons moenie ongelowig wees nie, ons moet geloof in God hê, en mag U 'n geseënde dag verder hê, en 'n geseënde week verder hê, en volg ons op hierdie plek, op ons my platform, Profile Ministries, dankie vir die wat al reeds volg, wat inskakel, mag die Here U seën, mag die Here U bless, ek vra net vanoggend, al wat ek vanoggend vra, stuur hierdie boodskap uit, deel dit met U vriende en familie, reg oor die sosiale media, deel dit vanmôre, dat mense vry kan word, van hulle bande wat hulle bind vanmôre, en vry kan word van die wet van die lewe, maar in Christus Jesus vry kan wees, en mag die Here U seën. God bless you.